OK, kom ek gee vir julle nommer 1. Is ek omring my met geraas. Ek omring my met genoeg geraas, want hoe meer geraas daar is, en hoe besigger ek myself hou, hoe minder kan ek die Here se stem hoor. So, dis wat ek doen. Ek maak myself net besig. Ek maak seker dat ek nie 1 vierkante sekonde spaar het om na die Here te luister nie. Ek maak my lewe propvol. Ek maak seker dat ek die hele tyd van punt A na punt B besig is om te jaag, sodat ek nie hoef te deel met die Here wat vir my iets sê en ek weet ek is ongehoorsaam. Ek druk in effek my ore toe met geraas deur 'n besige program. En alhoewel Lukas 21 vers 34 waarsku Jesus die disippels teen die eindtyd met sy koms, dink ek hierdie is van toepassing vir die algemene lewe ook. Jesus waarsku die disippels, hy sê: "Wees op julle hoede dat julle gees nie deur oormatige eetery en drinkery en deur die sorge van die lewe afgestomp word nie." Hoor net die woordkeuse wat Jesus het, afgestomp word nie. Ek kan myself baie maklik afstomp vir die Here se roeping deur om my hart besig te hou met die lewe se sorge. En as ek dit toelaat, sal die lewe se sorge my altyd absorbeer. Ons het vanoggend daai vers gelees in Matteus wat sê die Here sorg vir die voeltjies, hy sorg vir die blommetjies. Is jy nie baie meer werd as dit nie? So op 'n manier gebruik ek hierdie baie keer as 'n verskoning om nie te luister wat die Here wil hê nie. Ek glo, maar ek is baie besig. Gebruik julle daai termwoord? Sjoe, ek is besig. Ek is so besig. En dit raak net besiger, nê. En so ek glo en dit kan wees waar ek en jy dalk vandag is, maar ek het net nie, ek sê dit nie so nie en ek sal dit nooit so verwoord nie. Eintlik het ek nie tyd vir Jesus op hierdie oomblik nie. En ek kan vir jou regtig, ek bedoel dit nie lelik nie, maar hoor hier, ek is so vol. Dis die kerk se werk en dis my kinders en dis jy weet ek moet daarom nog 'n bietjie saam met my vriende kom en dis die familie en dan moet ek nog 'n bietjie gaan vakansie hou en ek moet 'n bietjie kamp. Here, ek is net te besig nou. Miskien eendag sal daar tyd wees. Ek sê dit nie so, Here, ek is net te besig vir Jesus nie. Maar dis eintlik wat dit beteken. Dis eintlik waarop dit kom. So hier's die waarheid. En ek het hieroor al gepraat, maar ek wil hê dit moet vanoggend weer 'n bietjie insink wanneer dit kom by Jona. Die waarheid is, almal van ons wat hier sit, as ons 'n 24-uur siklus gelewe het ons presies dieselfde tyd gehad. Ons het almal, hoeveel ure in 'n dag? Jy het 24 uur. So, die regte vraag is nie hoeveel tyd het ek nie, want ons weet hoeveel tyd het ek in 'n dag. Die regte vraag is, wat is my prioriteit? En dis eenvoudig. Kyk nou my program. Die goed wat daar is omdat ek dit geprioriseer het. Ek sukkel om in die gym te kom. Weet jy hoekom? Dis nie vir my 'n prioriteit nie. Dis nie dat ek nie tyd het daarvoor nie. As dit vir my prioriteit was, raai waar sou ek wees? Ek sê nou die dag vir Gerdes het altyd ek sê vir hom ek het jou lanklaas in die gym gesien. My so verontwaardig. Hy sê wanneer kom jy? Ek sê nee, ek kom net nie meer nie. En weet julle met die Here se dinge is dit baie keer so. Ek het nie tyd nie omdat dit nie 'n prioriteit is nie. En dis wat ek moet in gedagte hou. My skedule wys my prioriteit en dit moet ek weet. As ek voor die Here gaan sit en ek sê ek het nie tyd nie, dan eintlik wat ek vir hom sê is, Here, jy is nie vir my 'n prioriteit nie. Jesus wil 'n verhouding met my hê, maar soms is ek net heeltemal te besig. Kom ek herhaal net hierdie vers weer. Wees op julle hoede dat julle nie deur die oormatige eetery en drinkery, ek sukkel met daai eetery, nê, maar deur die sorge van die lewe afgestomp word nie. Pas op dat ek en jy nie afgestomp word vir die Here se dinge, omdat ek te besig is om te probeer lewe nie. Amen.